kom volgende keer. Dus jullie werk belangrijk. Wat gaan je veranderen met je doen? Ik ga met je veranderen. Ik denk hier Ja, skryf wat ek geskryf het. Kijk nog of ik het verstaan nou. Kijk nou blauw. Kant van spectrum. Okay, maar alles wat ek daar gesê het en gehighlight het, het ons al reeds oor gepraat. So niks is vir jou net nie en ek dink ook nie dit is te moeilik nie. Jy sal ook sien daarbo het ek nie alles gehighlight nie. Ek het onnodiglik ekstra inligting gegee vir die wat sou belangstel. Veral daar by klankgolwe. Ek gaan net gou weer opgaan soontoe. By klankgolwe het ek daar gesê jy hoef net te weet wat is ultraklank. Dis klankgolwe met 'n frekwensie bo die menslike gehoor van 20.000 kHz. En dan moet jy weet dit word gebruik vir die hartklop en bloedvloei van ongebore babas te meet. En dan blou en rooi verskynsel het ons dan al oor gepraat. En onthou met enigiets hierso wat hulle vir jou vra om iets te verduidelik, wil jy 3 punte raak. Jy wil praat van golflengte, jy wil praat van frekwensie en dan wil jy iets sê van blou of rooi of skuif nader of skuif weg of so ietsie. Altyd 3 punte aanraak. Okay. Kan ek maar aangaan na die volgende bladsy toe? So, hoe werk Geesweek? Wat gebeur elke dag? Je de eerste dag dan is je alfabet letters van jou allemaal. En dan jy kos bring vir die almal. Nee, nie kos nie, soos soppe. nee, en stande paskop iets is dit vir die ou mense En flieks. weeks. Vir weeks. Môre op musiek nou. Die is daar. Okay, en dan Dinsdag. En dan is dit daar skool werk ook. Wag net gewag, Dinsdag. Ek dink nee, maandag is nie maar skoolwerk saam met dit. Saam met jou na. Die gesê hulle doen alles op Maandag. Ja, en dit is dag.
En dan Dinsdag? Eerst werk op maandag. Wat, Dinsdag niks. Nee. Dinsdag is beach daar, want jy is 'n stranddrag aantrek. Oor jou skoolklere. Alrighty. Ek het nog net nie skoolklere aantrek. Okay, wag net. Dan Woensdag is oop dag, almal lyk netjies, almal lyk mooi. Donderdag? Die moeilikheid. Wanneer Die jy white line. 'n wit hemp aantrek met iets op geskryf wat Helene is. Okay, en dan Vrydag? Dis jou moeilikheid. Dan trek jy se enige En ek sal ook hier oorspel, ek is nie. Sê weer? Dis ook maandag. Dis donderdag. Het julle nie ook 'n sokkie volgende week ergens nie? Nee? Movie night? Sure. Het gaan maar moeilik deesdae. Wat het julle net gesê? Ja, dit gaan moeilik wees. Kan ek aantrek as 'n malema? Ek besit nie rooi klere nie, anders sou dit dalk nou. Rooi is nie my kleur nie. Pink is my kleur. Swart is my kleur. Swart is my kleur. Okay. Ja, kan ek soos MW kan ek en jy klere ruil? Trek ek jou klere aan en jy trek my klere aan. Maar wat se outfit van my wil jy aan net trek? Jy het een van die first highlight rokkies. Het ek al uitrokkies? Ja, jy is ook 'n braai klere. Ek het dit alles geleen vir iemand wat swanger is was. Nee. En weer. Okay, elektromagnetiese spektrum. Ek is baie bereid om vir jou my klere te leen. Jy moet my net sê wat. Ek kan nie dink dat ek iets het wat spesifiek ek is nie, maar julle sal beter weet. Ek het pink lipstick, sê weer? Ek kan aantrek soos Kyle, maar dink jy sy klere sal vir my pas? Okay, goed. Elektromagnetiese spektrum. Nou hier sal jy weer eens sien, ek gaan nie baie highlight nie, want jy hoef nie die hele bladsy te weet nie. Hierdie bladsy kom eintlik net so uit jou graad 10 notas uit. Jy moet net weet, dat die elektromagnetiese spektrum vorm wanneer ladings versnel. So ladings vibreer, elektrone vibreer en dan vorm dit 'n magnetiese veld. Kyk nou, is aan die regterhand reël. Ons kom daarby in 'n volgende hoofstuk. Daar vorm 'n magnetiese veld en daai magnetiese veld vorm weer 'n elektriese veld. Okay, so daar's elektrone wat beweeg, dit vorm 'n magnetiese veld, daai magnetiese veld vorm 'n elektriese veld en dit is wat 'n elektromagnetiese spektrum is of al die golwe wat ek ken, mikrogolwe, gamma rays, UV rays, ligsigbare lig. Dit is wat dit basically is. Dis iets wat beweeg en dan vorm dit magneetveld en dit vorm 'n elektriese veld of andersom of wat ek al. Goed, so dit is daar's baie goed aan die gang en dis die hele tyd hier rondom jou. So dis die hele tyd as gevolg van hierdie tablet, as gevolg van julle selfoon in julle sak, as gevolg van daai projektor, as gevolg van die lig, radiogolwe, hierdie warrelwoel of gemengde golwe is die hele tyd hier rondom ons. Party gaan deur ons liggame, anders gaan boor ons. Ja. Okay, so dit is wat die elektromagnetiese spektrum is en hieronder het ek vir jou die elektromagnetiese spektrum weer gegee vanaf radiogolwe, mikro-infrarooi, sigbare lig, UV lig, X-rays en gamma rays. Okay, so jy moet hulle almal ken, jy onthou hom so vaag weg van graad 10 af, agter in jou kop is hulle. Okay. En dan hulle gaan deur enigiets, hulle kan in 'n vakuum beweeg, hulle kan gereflekteer, gerefrakteer of gebuig word. Hulle kan konstruktiewe en destruktiewe interferensie ondergaan. Hierdie moet alles klokkies vir jou lei van graad 10. Konstruktief beteken bou op, destruktief beteken kanselleer mekaar uit. Hulle is transversale golwe wat beteken hulle gaan so en hulle kan gepolariseer word. Wat beteken dit hulle het 'n lading op hulle? 'n longitudinale golf, daai golwe wat so gaan. Onthou jy dit? Okay. En longitudinale is in jou longe klankgolwe. Né? Okay. En dan lig is deel van die spektrum en kan opgebreek word in verskillende kleure en wat vir jou belangrik is om te weet, rooi het die langste golflengte. Hulle kan die minste gerefrakteer word, menende gebuig word.
En violet of pers het die kortste golflengte en dit kan die meeste gebuig word. OK. So dit is min of meer wat jy nou moet weet. Ons sal weer na lig kyk in 'n latere hoofstuk en bietjie meer in diepte, maar dit is wat jy nou moet weet. OK. Nou wil ek gou kyk na die multiple choice vraag. Het ons al begin met hulle enigstens? Ek dink nie. OK, dit sê die sirene van 'n polisiemotor wat teen 'n spoed van v beweeg straal klankgolwe met 'n frekwensie F uit. Watter een van die volgende is die beste beskrywing vir die frekwensie wat deur 'n passasier in die motor wat reg agter die polisiemotor teen 'n spoed van v beweeg waargeneem word? Ja, sê weer. Gelyk aan F. Hoekom? Want hy beweeg reg langs hom en hy beweeg teen dieselfde spoed. OK. Volgende ene. 'n Luisteraar beweeg teen 'n konstante snelheid na 'n stilstaande bron van klank. Die frekwensie van die klank wat die luisteraar hoor is hoër as die frekwensie van die klank wat die bron voortbring omdat Linden. Hoekom is die frekwensie wat die klank wat die luisteraar hoor hoër as die werklike frekwensie? Die golflengte is korter, maar hier is daar 2 antwoorde. Golflengte is korter en meer golffronte die luisteraar per sekonde bereik, want die frekwensie is hoër. Wat is frekwensie? Die hoeveelheid golffronte per sekonde. So hierso is albei, sal ek aanvaar. Jy kan sien, die sê dit November 2, 2009. As ek nou reg onthou was hierdie, dit was die jaar wat ek matriek was. En dit was die eerste jaar wat hulle 'n nuwe syllabus toegepas het. So dit was soos 'n proefloopie vraestel gewees. OK, die rede hoekom ek dink A kan moontlik kan hulle nou redeneer en sê A is nie reg nie, is die golflengte wat die luisteraar hoor korter word. Dit word nie korter nie, dit is korter as die werklike een, maar dit word nie al hoe korter, al hoe korter, al hoe korter nie. Verstaan so hy sê maar hierdie is die golflengte wat uitgegee is, dan wat die persoon hoor is sê net maar hierdie ene, maar hy word nie kleiner. Hy gaan nie so nie. Maak nie sin wat ek sê. So hy is korter as die werklike een, maar hy word nie die hele tyd korter nie. So kom ek sê A kan hulle nou begin anders redeneer. OK, vraag 3 sê dit. Die druk teenoor tydgrafiek hieronder stel 'n klankgolf in lig voor wat deur 'n stilstaande bron uitgegee word. Watter een van die volgende grafieke stel die klankgolf soos waargeneem deur 'n stilstaande waarnemer in die bron na die waarnemer beweeg toe, die beste voor, Frederik? Hoekom nie? So ek kom net gou kyk. Ja, die is helemaal reg, dit is al. OK, volgende ene. Sê dit, watter een van die volgende is die vernaamste beginsel wat toegepas word wanneer die tempo van bloedvloei of die hartklop van 'n fetus in die baarmoeder gemeet word? A, die Doppler effek. Kom ons kyk gaan na die ander. Foto-elektriese effek is 'n hoofstuk wat ons later die jaar gaan doen. Die Hewens se beginsel is iets wat jy in graad 11 moes gedoen het met lig wat uit die syllabus uitgehaal het as gevolg van COVID, nog nie teruggesit is nie, maar dit is basically maar net hoe liggolwe buig. En dan diffraksie is ook hoe liggolwe buig. OK, volgende ene. 'n Klankbron nader 'n stilstaande luisteraar in 'n reguit lyn teenoor 'n konstante snelheid. Dis al wat ons doen, konstante snelhede. Dit beweeg verby die luisteraar en beweeg dan weg van hom af in dieselfde reguit lyn teen dieselfde konstante snelheid. Watter van die volgende grafieke stel die verandering in die waargenome frekwensie teenoor tyd die beste voor? Ardo. Dis nie vir my, hoe gaan die frekwensie verander soos wat hy nader aan hom kom? Die frekwensie gaan toeneem en as hy wegbeweeg gaan die frekwensie afneem. So dadelik weet ons dan nou B en D is uit. Nee, want hierso is hy laag en dan hoog. En ons het gesê hy moet hoog wees en dan laag. OK? So hierdie een gaan laer en dan gaan hy hoog en ons het gesê hy moet hoër en dan laer. OK, so which one is it then, Ardo?
Jy is verkeerd as jy sê C. Dit is A. Hoekom is dit nie C nie? C, 'n tipe C sal gebeur as hy versnel nader aan hom toe. Maar hy versnel nie, hy beweeg teen 'n konstante snelheid en dis al wat jy gaan doen, is konstante snelhede. So jou grafiek gaan of so lyk, of hy gaan so lyk, of hy gaan so lyk. Okay, want daar's tog wel 'n verandering soos wat hy verby jou beweeg. Okay, so of hy gaan so lyk, maar dis altyd reguit lyn. Okay, volgende ene. 'n Klankbron nader 'n stilstaande waarnemer teen 'n konstante snelheid. Watter van een van die volgende beskryf hoe die waargenome frekwensie en die golflengte verskil van die klankbron? So hy kom nader aan hom. Pieter, wat gaan met die frekwensie gebeur? Kom ons begin daar. Groter word, wat gaan met die golflengte gebeur? Hy gaan kleiner word en daarom is die antwoord D. Okay. Die toeter van 'n voertuig wat teen 'n konstante spoed na 'n stilstaande waarnemer beweeg, lewer klankgolwe van frekwensie 400 Hz. Ignoreer die effek van wind. Watter een van die volgende frekwensies in Hz sal die waarskynlikste deur die waarnemer gehoor word? Dregan. Wat? Toeter van 'n voertuig beweeg teen 'n konstante spoed na 'n stilstaande waarnemer toe. Dit sal seker dan D wees. Dankie. Laaste ene, 'n sterrekundige wat lig vanaf 'n afgeleë sterrestelsel waarneem, sien dat die spektrale lyne na die rooi kant van die sigbare spektrum verskuif. Hierdie verskuiwing bewys dat die uitsetsterrestelsels nader aan die aarde beweeg, die aarde nader aan die sterrestelsels beweeg, temperatuur van die aarde se atmosfeer verhoog. A. Gert. Die antwoord is A. Okay. So ek dink julle stem saam met my. Hierdie hoofstuk is nie moeilik nie. Nee? Ek dink dis baie voor en ek dink julle weer as een definisie wat jy moet ken. Maar die wiskunde kan mense baie keer soms ooit. Ek wil gou kyk of ek vrae Ja, man, ek weet tot van jy Kyk, so ek wil na 'n vraag kyk van laas jaar se vraestel, want hy was blerrie moeilik. En ek het hom laas jaar gedoen, so kom ons kyk of ek hom nog kan doen. Kyk, so jy kan skryf in jou skryfboek. Askees? Hoekom? Maar ek lyk reeds soos 'n mens. 'n Onderste bo Victorinox. Nee? Sê weer? Jy skryf graad 12 voorbereidende eksamen September 2025. September 2025 graad 12. Vraestel. Okay, dit sê daar vir jou. Twee identiese vliegtye A en B wat elk 'n klankgolf met 'n frekwensie van 600 Hz produseer, beweeg terselfdertyd in teenoorgestelde rigtings weg van die lughawe toring. Okay. Soos in die diagram hieronder getoon, 'n luisteraar wat in die toring sit, meet 'n daling van
van 30 Hz van die werklike frekwensie van vliegtuig A, terwyl die frekwensie meting van vliegtuig B 450 Hz is. Aanvaar die spoed van klank as 440 Hz. OK. Noem die verskynsel wat die skynbare verandering frekwensie beskryf wat deur die waarnemer bespeer word. Die Doppler effek. Hoe vergelyk die frekwensie wat die vlieënier in vliegtuig A hoor met die werklike frekwensie wat die klankgolwe wat deur vliegtuig A geproduseer word, skryf hoër as, laer as of bly dieselfde. So hulle vra vir jou die vlieënier wat in vliegtuig A sit, hoe hoor hy die klankgolwe van vliegtuig A? Dieselfde. OK? En dan vra hulle vir jou by vraag 6.3, ek weet hy het nou afgesny. By vraag 6.3 vra hulle vir jou verduidelik jou antwoord. Hy beweeg teen dieselfde spoed as die bron wat klank uitgee of as die vliegtuig wat klank uitgee. Of daar's nie verandering in die spoed nie. En dan vraag 6.4 vra hulle vir jou. Hulle wil weet wat is die afstand D tussen die twee vliegtuie nadat hulle in teenoorgestelde rigtings teen 'n konstante snelheid vir 60 sekondes beweeg het. OK, en hierdie vraag tel 7 punte. Sorry, 6.3, die vlieënier beweeg teen dieselfde spoed as die bron of hy sit binne in vliegtuig A en beweeg teen dieselfde spoed of daar is nie 'n verskil in die vlieënier en die vliegtuig se spoed nie. Moet ons hom nou doen? Ja, maar ek wil net die inligting vir jou gee. So julle almal hulle wil weet hoe ver is dit? Na 60 sekondes. En dis 7 punte die vraag. En hier is die inligting. So hulle beweeg vanaf die ligtoring en hulle beweeg teen 'n konstante spoed. Okay? Die vraag insinueer 'n bietjie dat hulle uit rus uit begin want hulle sê begin terselfdertyd en teenoorgestelde weg van die ligtoring af beweeg, maar jy neem in jou kop aan dat hierdie vliegtuig was hier gewees en hy beweeg daai rigting en hierdie vliegtuig was daar kant en jou timer begin daar waar hy by die ligtoring is en hulle beweeg. Okay? Hulle sê nie hulle beweeg teen dieselfde spoed nie, nê? Hulle sê nie hulle beweeg teen dieselfde spoed nie, maar hulle sê wel dat hulle albei teen 'n konstante spoed beweeg. In die vraag sê hulle beweeg in 'n konstante spoed en hulle wil weet wat is daai afstand D. So wil sê hulle daai daling van 30 Hz is wat met vliegtuig A gesê het en PS 405. Ja, so ek dink kom ons begin met 2 infotabelle. Inligting vir vliegtuig A, inligting vir vliegtuig B. Jy weet jy's besig met die Doppler effek. So ergens hierso gaan jy die Doppler effek gebruik. So jy weet klaar jy daar ten minste so 3 punte vir formule waardes. Kom ons kyk gou vir vliegtuig A. Hulle sê elke klankgolf met 'n frekwensie van 600 Hz. So die frekwensie van die luisteraar van die bron is 600 en hierdie ene is die frekwensie van die bron is 600. Begin terselfdertyd in teenoorgestelde rigtings weg van die lughawe toring te beweeg. Die luisteraar wat in die toring sit, meet 'n daling van 30. So die frekwensie van die luisteraar hierso is 570. Dis wat hy hoor. Maak dit sin dat dit laer is? Ja, want hy beweeg weg van af en hulle sê 'n daling en hulle sê hierso hoor hy frekwensie van die luisteraar is 450 Hz. Okay, ons kyk wat het ons nog, ons het V, hierso is 450, ag nee, 340, hierdie is 340, hierso die spoed van die luisteraar is 0, die spoed van die luisteraar is 0. Nee, want dit is die ou in die ligtoring. So hierdie kant kan ons die spoed van die bron gaan uitwerk. Hoe vinnig beweeg daai vliegtuig? En hierso kan ons die spoed van die bron gaan uitwerk, hoe vinnig beweeg daai vliegtuig. So dit is nie 'n gelyktydige oplossing van vergelyking nie, want ek het al die inligting vir albei. So juffrou, waartoe gaan ons dan met hierdie?
as ek hierdie een se spoed kan uitwerk en ek kan hierdie een se spoed uitwerk en hulle sê vir my dis na 60 sekondes. So kan ek uitwerk hoe ver het hy beweeg in 60 sekondes. Hoe ver het hy beweeg in 60 sekondes? Hulle bymekaar tel met ek wat die afstand tussen die twee. Is julle met my? Kyk, so gaan, go. Vries. En die formule gaan jy plus of minus? Bo onder. Minus bo en hulle beweeg weg van mekaar af. Iemand check my net of ek reg is hier. Het jy self gekry? Okay. So nou dat jy die spoed van albei gekry, die een is al sterk op pad om op te styg. Moet ons die afstand kry. Nou, daar's 'n formule op jou datavel. Delta x is VI delta t plus 'n half A delta t kwadraat. Okay? Om die afstand uit te werk. Hoekom mik ek vir hierdie formule? Jy kon gebruik het V is x oor t. Maar as jy op jou datavel is, is dit baie keer moeilik om te onthou, het jy hom reg onthou, bla bla bla. Hoekom gaan ek hom gebruik? Ek weet die versnelling is 0, want hulle sê vir jou beweeg toe 'n konstante spoed. So dan kanselleer dit hierdie hele ding uit en dan kan ek die afstand gaan uitwerk. Okay, so dis waarna ek nou mik. As ek vir A, sy 17,895 maal 60 sekondes. En hierdie ene. Nee, maar hulle sê vir jou, hy beweeg teen 'n konstante spoed. So ek het vir jou gesê, jy moet aanneem, soos hy beweeg nie uit rus uit vanaf die ligtoring nie. Jou scenario begin het by die ligtoring, maar dan beweeg hy al teen daai spoed. Maar dit is so 'n bietjie van 'n
frowned upon. So die is wat? 1, 2, 3. Ek het 7, 8, 7, 3. Wat sê jy vir my? Sê weer. Daai is 100 meter, maar dit is 1000 is. Hierdie het ek nou ook 'n ander antwoord gekry as ek net eindig het. Of nee, daar is daai antwoord. 1, 7. Is dit 17? Is daar die spoed nou? Ja. 1, 2, 3, jy is heeltemal reg. Dankie. Dit ek nou hier. Zeven, 8, 7, 3,7 meter. Okay. Ek dink ons het nou altesaam 6 ou vraestelle gedoen oor hierdie hoofstuk. Okay, jy moet, het ek gesê, hoeveel ten minste doen? 8.